Okay, en dit voel half soos die Wild West op die oomblik met hierdie goed daar buite. Jy hoor amazing goed en jy hoor goed wat sê, "O nee, ek weet van iemand en hulle het daarop gegaan en nou is daar een of ander hengse storie daarin betrokke." Right? So, is dit sleg? Is dit goed? Dis nog steeds medikasie, alhoewel dit baie gereedelik beskikbaar is en daar baie mense is wat hulle hande daaraan waag om dit te verskaf aan mense, ehm, bly hierdie 'n medikasie wat veronderstel is om deur 'n dokter voorgeskryf te word, want daar is gevaar en soos met enige medikasie is daar neeweffekte en risiko's. So, alhoewel daar baie positiewe effekte is waarna ek al geraak het, is daar moontlike neeweffekte en dit is hoekom soos met ander siektetoestande moet jy geëvalueer word sodat iemand kan kyk, is daar dalk tekens of simptome wat uitwys dat jy dalk 'n hoër risiko het om die neeweffekte te kry? Is daar dalk ander goed wat 'n rol speel wat jou risikoprofiel beïnvloed sodat dit alles in ag geneem word? So om vir jou die beste moontlike kans te gee vir sukses met die medikasie of om self te sê dis dalk nie vir jou nie en eerder die komplikasies te vermy omdat jy 'n hoë risiko het en dat daar vir jou ander alternatiewe aangebied kan word. Maar kom ons praat oor die risiko's want ek dink een van die groot goed wat ons hoor, en sien ook, ek veronderstel is spiermassa verlies op hierdie medisyne. Hoe ernstig is dit? As jy wil gewig verloor, wat is die moontlikhede hoe jy dit kan doen? En as jy gaan kyk na leefstyl, medikasie en selfs chirurgie, is daar nie een van hulle wat net selektief vir jou vetmassa verlies gee nie. Enige gewigsverliespoging gaan jy altyd spier, beenmassa, vetmassa, water verloor. Iets van alles. En dit is waar hierdie middels eintlik baie goed doen. Wat hulle gee oorwegend vetverlies en die relatiewe hoeveelheid spier wat jy verloor in verhouding tot vetmassa verlies is eintlik baie min. Daar is ook goed wat jy kan doen om spierverlies te minimaliseer en dit is hoekom ons altyd vir mense sê, al gee ons die medikasie te help met die gewig, dis nie 'n towerstaf nie. Ons ondersteun nog steeds leefstylaanpassings. Ons ondersteun nog steeds dat jy 'n gematigde dieet met 'n goeie proteïninname handhaaf. Ons stel nog steeds voor dat jy oefen, want al daai goed help om dan spiermassa te behou. Die ander ding om in gedagte te hou is dat spier se marker wat gemeet moet word, nie soseer is oor hoeveel spier het jy nie, maar eerder hoe effektief is die spier. By spier gaan dit meer oor funksionaliteit en wat jy kan doen eerder as net hoeveel daarvan het jy. By vet gaan dit baie oor hoeveel daarvan het jy en wat het dit al aan jou gedoen, maar by spier gaan dit meer oor dit wat jy het, hoe funksioneel is dit? Want ons moet ook in gedagte hou dat mense met obesiteit, hulle het nie net baie vet nie, hulle het dikwels ook baie spier. So al verloor hulle 'n bietjie, het hulle nog steeds baie spier oor.